Goeiemôre liewe kykers, welkom weer eens by ons Sondag erediens boodskap hier van Rustenburg Gemeenskap Kerk. En vanoggend gaan ons so bietjie gesels oor die tema van geloof soos 'n mosterd saadjie. En ons almal het al gehoor van hierdie idee van geloof soos 'n mosterd saadjie. En ons het 'n hele paar tekste wat ons vandag spesifiek uit die evangelie van Matteus nou gaan kyk, om so 'n bietjie meer te leer oor geloof en wat dit beteken om geloof soos 'n mosterdsaadjie te hê. In die eerste gedeelte, die teks wat ons vanoggend na gaan kyk, is uit Matteus hoofstuk 17 en dit kom vanaf vers 14. En daar lees ons die volgende. Toe hulle by die skare kom, het 'n man na hom gekom, voor hom gekniel en gesê: Here, ontferm u oor my seun, want hy is maansiek en hy ly erg, dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water. Ek het hom na u disippels gebring, maar hulle kon hom nie gesond maak nie. Toe antwoord Jesus: O ongelowige en ontaarde geslag, hoe lank moet ek nog by julle bly? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom na my toe. Daarop het Jesus die demoon bestraf en hy het uit hom uitgegaan. Van daardie oomblik af was die seun gesond. Jesus se disippels het toe eenkant na hom gekom en gevra: Waarom kon ons dan nie die demoon uitdryf nie? En nou moet ons mooi luister, hierso vanaf vers 20 af. Hy het hulle geantwoord: Vanweë julle klein geloof. En hierso is die vers wat ons op fokus. Amen. Ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê: Verplaas jou hiervandaan, daarheen, en hy sal soontoe verskuif. Ja, niks sal vir julle onmoontlik wees nie. En dit is uit die 2020 vertaling wat ons dit lees. Dis 'n interessante gedeelte wat ons hierso kry. Ons sien, daar kom 'n man na die disippels toe, en hy wil hê, hulle moet 'n demoon uit sy seun uitdryf, en hulle kan dit nie doen nie. En die rede hoekom hulle dit nie kan doen nie, is uit ons Here Jesus se woorde self, is dat hulle kleingelowig is. Maar wat spesifiek bedoel ons Here Jesus met kleingelowig? As ons dink aan kleingelowig en ons dink aan om nie geloof te hê nie, dan spring ons baie na die 21ste eeu se idee van geloof. En dit is om te glo in jouself, om geloof te hê in jou eie vermoë. En dan sê ons ook baie vir mekaar, glo net in jouself. As jy werklik in jouself glo, dan sal jy hierdie ding kan doen. Maar dit is dit wat ons Here Jesus hierso bedoel as hy sê kleingelowig is. Maar kom ons gaan kyk na die woord van die Here. Want ons weet, ons kan daaroor redeneer en ons kan vir mekaar vra, maar op die einde van die dag is dit die woord van die Here wat vir ons die antwoord gaan gee in hierdie geval. En ons sien in Matteus hoofstuk 13 vanaf vers 1 tot 9 sien ons 'n antwoord op hierdie spesifieke vraag. Wat beteken dit om kleingelowig te wees? En ons lees in hoofstuk 13 vanaf vers 1 en dis ook in die 2020 vertaling. Daardie selfde dag het Jesus, nadat hy van die huis vertrek het, langs die see gaan sit. 'n Groot skare het om hom saamgedrom, sodat hy in die boot geklim het om daar te gaan sit. En die hele skare het op die strand bly staan. En hy het dikwels met hulle deur gelykenisse gepraat. Maar hy het gesê, kyk, 'n saaier het uitgegaan om te saai. Tydens die saaiery het 'n deel van die saad langs die pad geval en die voëls het gekom en het opgepik. Ander saad weer het op rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dit het dadelik opgekom omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son opkom, is dit verskroei, omdat dit nie wortel geskiet het nie, en dit het verdroog. En dan vers 7, ander saad weer het tussen die dorings geval, en die dorings het opgekom, en dit verstik. En nog ander saad het op goeie grond geval, en dit het opbrengs gelewer, party 100, ander 60 en ander 30voudig. En dan eindig hy met dit, laat die wat ore het luister. Die verduidelik in ons Here Jesus se uitleg van hierdie gelykenis lees ons dan vanaf vers 19, maar ons gaan dit nie hierso
regtig behandel nie, want daar is ongelukkig nie baie tyd nie. Maar hierso gee ons Here Jesus vir ons die antwoord op die vraag, wat beteken dit om kleingelowig te wees, en dan ook terselfdertyd die antwoord op die vraag, wat beteken dit om geloof soos 'n mosterdsaadjie te hê. So kom ons gaan kyk na hierdie 4 tipe geloof wat ons hier in die gelykenis van die saaiër kry, en dan kan ons ook sommer 4 tipe mense sien, en dan kan ons ook daarby sien, waar val ons in hierdie kategorieë? Wat se tipe persoon, wat se tipe geloof het ons? En ons gaan dan ook sien, hoekom die disippels nie daai demoon kon uitdryf nie. In die eerste geval sien ons dat die saad daarso, lees ons van vers 4 af, het 'n deel van die saad langs die pad geval en die voëls het dit opgepik. En ons Here Jesus verduidelik dit as mense wat die woord nie verstaan nie, die woord van die evangelie, die woord wat aan hulle gebring word, en omdat hulle dit nie verstaan nie, verwerp hulle dit sommer, net eenvoudig. En dan sien ons dan ook dat daai geloof heeltemal nutteloos is. Dit is eintlik glad nie 'n geloof nie. Dit is mense wat nie die woord van die Here wil verstaan nie, hulle wil nie die moeite daarmee doen nie, en dit klink vir hulle sinneloos, dit klink vir hulle nutteloos, en dan verwerp hulle dit sommer. Paulus praat ook hierso van, as hy in 1 Korintiërs hoofstuk 18, as hy die volgende sê, die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Liewe kyker, ons is in groot gevaar as ons in hierdie eerste kategorie val. In hierdie kategorie waar mense bloot net nie die woord van die Here aanvaar nie, bloot omdat hulle dink dit is onsin. Hulle doen geen moeite om dit te ondersoek nie. Hulle doen geen moeite om regtig van self daarna te gaan kyk en dit te bestudeer en seker te maak dat hulle weet wat daar staan nie. Nee, hulle verwerp dit uit die staanspoor uit vir wat ook al rede daar mag wees. Dalk is hulle bloot net hardkoppig, dalk is hulle harte net verhard teenoor die Here. Maar ons weet dat hierdie eerste kategorie waarskynlik die gevaarlikste kategorie is. Mag ons op geen stadium in hierdie eerste kategorie val nie, en dit is ook nie die kategorie waarin die disippels val in daai eerste gedeelte wat ons gelees het nie. Maar dan kom ons by die tweede tipe geloof, en dit noem ek die tradisionele geloof. En ons lees dat dit is nie die saad wat op die pad val nie, maar dit is die saad wat op rotsagtige plekke val, waar daar nie baie grond is nie. Dit kom dadelik op. So hierdie saad skiet wortel, maar daai wortel is ongelooflik oppervlakkig. Dit is nie 'n wortel wat baie diep groei nie. Liewe kyker, hierdie tipe geloof noem ek die tradisionele geloof, want dit is die tipe geloof van iemand wat net al die jare in die kerk is, omdat oupa miskien daar was, of pa was daar, of ma was daar, of ouma was daar, en hulle gaan net, soos hulle in Engels sal sê, met die flow. Hulle bevraagteken nooit hoekom hulle daar is nie. Hulle vra nooit vir hulle self af hoekom hulle die geloof aanhang, of wat beteken hierdie geloof werklik vir hulle in hulle lewe nie. Hulle doen nooit ondersoek in hulle eie harte nie. En die oomblik, liewe kyker, en dit is wat hierdie tipe geloof, die tradisionele geloof, so gevaarlik maak, die oomblik as daar verdrukking kom, die oomblik as daar toets kom, die oomblik as hulle geloof getoets word, dan gee hulle heeltemal boedel oor. Dan sê hulle, nee wat, hierdie is nie vir my nie, ek kry nie meer voordeel uit hierdie geloof nie. Ek gaan dit sommer heeltemal verwerp. Liewe kyker, hierdie tweede tipe geloof is dan ook 'n valse geloof, hierdie tradisionele manier om net eenvoudig alles wat die voorgeslagte geglo het, ook net te glo, sonder om enigsins na die woord van die Here te gaan, is 'n gevaarlike geloof wat jou op die einde ook maar net in die steek gaan laat. Maar weer eens is dit nie die geloof wat die disippels gehad het, wat veroorsaak het dat hulle nie daai demoon kon uitdryf nie.
En dit is nou die tweede tipe geloof wat ons het. 'n Geloof wat werklik wortel skiet. Daar is iets van 'n ware geloof, of daar wil iets van 'n ware geloof wees, maar die oomblik as daar verdrukking kom, dan is daar 'n verwerping van die evangelie. En dan, liewe kyker, kom ons by die derde tipe geloof. En dit noem ek die bekommerde geloof. Die bekommerde geloof. En dit, liewe kyker, verduidelik ons Here Jesus ook hierso in hoofstuk 13 van Matteus, hier vanaf vers 19 af, of hierso vanaf vers 22 af, as hy sê, en die saad wat tussen die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die bekommernis van hierdie wêreld en die verleiding van rykdom verstik die woord, en dit bly sonder vrug. Liewe kyker, dit is die bejammerwaardigste tipe geloof wat ons kan hê. Dit is 'n geloof wat werklik tot geloof gekom het, wat werklik die woord van die Here met blydskap aanvaar het. Maar die bekommernisse van die wêreld, die gejaag na rykdom, verstik die geloof, en dan veroorsaak dit dat hierdie geloof geen vrugte kan dra nie. Dit kan geen bydra maak aan die bou en die verspreiding van die koninkryk van God nie. Dit is 'n verskriklike ding, om aan die einde van mense lewe te kom en te besef, al het mens geloof in die Here Jesus Christus gehad, daai geloof, omdat dit so verstik is deur wêreldse dinge, het dit geen bydra gemaak aan die koninkryk nie. En dit is presies hierdie geloof waar die disippels in hierdie instansie inval. En dit is hoekom die Here Jesus hulle geloof, hierdie tipe geloof, die kleingelowige geloof noem. Dit is nie die geloof van 'n mosterdsaadjie nie. Dit is die geloof wat verstik word deur heeltyd na die wêreld om mens te kyk en die heeltyd te wil wonder of die Here wat ons dien groter is as die dinge van die wêreld. Natuurlik is hy groter, liewe kyker. Natuurlik kan hy vir ons sorg. Natuurlik kan hy alles vir ons gee wat ons nodig het. En ons Here Jesus Christus sê dit ook in Matteus hoofstuk 6, as hy sê, soek allereers die koninkryk van God. Moenie bekommerd wees oor hierdie goed nie. Moenie eers bekommerd wees oor wat jy gaan eet. Moenie eers bekommerd wees oor wat jy gaan aantrek, of waar jy gaan werk kry, of enige van hierdie goed nie. Soek allereers die koninkryk van God. Dit is 'n moeilike woord, liewe kyker, ek weet dit. Dit is veral vir ons in Suid-Afrika, wat 'n verskriklike swak ekonomie het, 'n ekonomie wat eintlik ongelooflik agteruit gaan, is dit moeilik vir ons, dat iemand vir ons sê, soek allereers die koninkryk van God, en dan gaan al hierdie goed aankom. Maar liewe kyker, die wonderlike ding is, dit is die waarheid. En hierdie geloof wat die koninkryk eers te soek, dit is die vierde tipe geloof wat ons Here Jesus Christus van praat hierso in die gelykenis van die saaiër. En dit is die geloof van die mosterdsaadjie. Dit is die geloof wat klein begin. Maar wat gebeur dan, liewe kyker? Daai wortels van hierdie geloof gaan ongelooflik diep in die grond in. En dit is maar natuurlik met verwysing na die woord van die Here. En hoe dieper daai wortels gaan, hoe sterker word daai geloof en hoe meer vrugte draai. Daar is niks wat hom verstik nie. Daar is niks wat hom vashou nie. Hy is nie bekommerd oor iets nie, want hy het vertroue in die een wat hom geskep het. En daar is natuurlik lekker sagte grond vir hierdie wortels om baie, baie diep in te gaan. En dan hierdie mosterdsaadjie, lees ons elders in Matteus, word 'n boom so groot dat die voëls van die hemele in hom rus te vind. En hy dra vrugte, sê ons Here Jesus Christus, partykeer 100voudig. Liewe kyker, hoe wonderlik sal dit nie wees, as elkeen van ons geloof soos 'n mosterdsaadjie kon hê, geloof wat 100voudig vrugte dra. Liewe kyker, en dit is natuurlik die enigste geloof wat 'n verandering gaan bring in die wêreld. 'n Geloof wat nie vashou aan die bekommernisse van die wêreld nie. 'n Geloof wat nie toelaat dat die bekommernisse van die wêreld en die gejaag na ryk
en mag en besittings hom vashou nie. 'n Geloof wat regtig homself ingrawe in die woord van die Here. So geloof, liewe kyker, dra vrugte. So geloof bring die koninkryk van God hier na die aarde toe. Kom ons vra onsself vandag af, watse tipe kategorie van geloof val ons in? As ons voor die Here Jesus Christus te staan kom, sal hy dan vir ons sê, kleingelowige? Of sal dit wees dat ons die geloof van 'n mosterdsaadjie het, 'n geloof wat 100voudig vrugte dra? Mag dit so wees, liewe kyker, dat elkeen van ons wat vanoggend na hierdie boodskap kry, die dinge van die wêreld op sy kant sit, die bekommernisse van die wêreld, die gejaag na rykdom op sy kant sit, en die ware mosterdsaadjie geloof kan vind. Tot volgende keer.